Ek wil met julle praat oor iets en ek het dit getitel in die ring van geloof. In die ring van geloof. Ek weet nie van julle nie, maar vir 'n wyle voel dit vir my of ek in 'n boksgeveg betrokke is. Ek wil so graag uitkom, maar ons nie uitkomkans nie. Voel dalk vasgevang in 4 mure, wat jy sê, Here, waar is die deur? Wanneer kan hy oopgaan, dat ek kan beweeg? Is moeilik, as ek en jy in daai ring staan. Ligte is om ons, gedreun van die skare se stemme. Jy staan reg in hierdie boksgeveg. En dan lui daai klok. Jou hart klop bo oor jouself. En jy dink vir 'n oomblik is, hoe gaan ek hierdie maak werk? Het ek genoeg geoefen? Het ek my alles gegee? Partykeer voel ons onvoorbereid in hierdie ring. Partykeer sê ons vir Here, hoe is ons hier? Jy, as 'n vegter, staan in hierdie ring. Skare is om jou. Van hulle cheer jou aan. Ander met moontlike opinie. Ander gee vir jou 'n boe. Buite hierdie ring het jy 'n afrigter. 'n Afrigter wat jou aanmoedig, wat vir jou sê jy kan, wanneer jy moeg is vir jou water gee, jou met die lappie swaai dat jy afkoel. Saam met jou in hierdie ring, jy is skeieregter. Wat een werk het, en dis om die reëls af te dwing. Dan, dit waarvoor ek en jy partykeer die bangste is daai opponent. Daai een wat jy in die oë kyk, wat nie daar is om jou hand te skud en vir jou te sê goeiemôre nie, maar die een wat daar is met 'n doel om jou uit te slaan. Die een wat daar is om vir jou te sê, jy's nie goed genoeg nie. Die een wat daar is, wat vir jou wil sê, jou identiteit is nie in die Here nie. Hallo kerk, ek wil vandag vir jou sê, daar is nie uitkomkans uit hierdie ring uit nie. Hierdie ring is jou lewe, is jou geloof, dis jou roeping, dis die ewige lewe waarvoor ek en jy veg in hierdie ring. Ek en jy kan nie hier uitkom nie, maar ek wil jou vanoggend aanmoedig en vir jou sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Ons veg is in gees, nie in vlees nie. Wanneer ek en jy vandag ons perspektief verander, dat ons veg uit 'n plek vanuit oorwinning, kan 'n opponent voor jou staan, wat reg is om jou uit te klop, maar jy weet, jy is meer as 'n oorwinnaar. 1 Timoteus 6 vers 12 sê, in die goeie wedloop van die geloof, moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. In die goeie wedloop van die geloof, moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys betaal. Alles, al jou kragte wat jy het, moet jy inspann en jy moet hardloop. Maar waar staan jy vandag? Partykeer vind ons onsself deel van die skare, maklike opinie lewer, wat 'n handskoen aan het, wat nie eens deel is van die geveg nie. Is jy deel in daai ring? Is jy die vegter? Probeer jy soms alles self? Kyk jy vir die afrigter, maar steeds my eie krag? Of kan ek jou vanoggend uitdaag en vir jou sê, dat die Here is in jou ring? Hy het jou nie gelos nie. Kan jy hom toelaat om saam met jou te veg? Vir Paulus sê vir Timoteus, hierdie is nie 'n toeskouersport nie. Ek en jy moet hierdie wedloop aanpak. Al ons kragte gee. Vir jou geloof, vir jou roeping. Dit waarvoor die Here jou geroep het.
Ek gaan herhaal wat Eckhart al vir die laaste paar sondae sê. Jou werk is nie jou roeping nie. Jou roeping is, en dis waarvoor jy veg in hierdie ring. Jy veg vir dit wat die Here in en deur jou wil kom doen. Sodat wanneer die skare na hierdie geveg kyk, dat hulle 'n vegter sien wat veg in die naam van die Here, dat hulle 'n vegter sien wat nie bereid is om op te gee nie, maar wanneer ek val, dat ek sal opstaan. Wanneer ek voel, ek word uitgeslaan in 'n seisoen en in 'n tyd, dat ek sal besluit om op te staan. Kan ek en jy vanoggend hierdie opponent, wat ook al dit mag wees, in die gesig staar en sê, ek veg uit 'n plek van oorwinning uit. Ons 4 punte wat ek vanoggend met jou wil aanraak. En die eerste een is die skare. Die wat sy opinie vir my en jou partykeer belangriker is as die woord van die Here. Die wat ons partykeer boe. Die wat vir jou kyk van die buitekant af. Partykeer hande klap. Partykeer veg ons so hierdie geveg dat ons so bekommerd is oor die mense se opinies. Maar dat ek en jy partykeer vergeet dat ons is geroep om te hardloop, om te veg en ons plek in daai ring in te neem. Hallo kerk, ek wil jou aanmoedig om van die skare af in die ring in te klim. Jy's nie geroep vir die skare nie. Jy kan dalk dink jy's 'n goeie bokser. Ek kan dink hy's die beste rugby speler wat bestaan. As hy rugby kyk, hy ken elke move. Hy weet presies waar hy in die bal moet gaan. Maar kyk, hy kyk van die skare se kant af. Hy sien van 'n ander plek af. Hy is nie deel nie. En ek wil vandag vir jou sê dat as jy in die skare sit, so goed as wat jy die game ken, so goed as wat jy die boksgeveg ken, jy gaan nie die oorwinning behaal nie. Die oorwinning is vir die vegter binne in die ring. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy het die ewige lewe vir jou as prys. Kan jy vandag kies om as oorwinnaar op te tree? Kan jy vandag daai trofee lig en sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is bereid om te veg. Hebreërs 12 vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop. Terwyl daar so 'n groot skare van geloofsgetuienisse rondom ons is. Die hemel, elke een. Die engele, elke een. Die Engels praat van a cloud of witness. Daar's 'n wolk van getuienisse wat jou van daarbo af aanmoedig. Maar ongelukkig moet ek en jy self hardloop. Ongelukkig moet ek en jy self veg. Kan jy vanoggend besluit en sê, ek kies om daai trofee te lig. Ek kies, as ek in die skare is, te gaan veg in die ring. Ek kies om nie na die opinies van die skare te luister wat my afjuig, wat vir my 'n slegte opinie het, wat nie weet waartoe ek op hierdie huidige oomblik gaan nie. Die Here gee vir ons 'n veilige hawe, veilige mense om ons, wat ons help wanneer dit voel of ons val. Die paviljoen lyk dalk gemaklik, sonder sweet, sonder moegheid, slukkie water vat wanneer dit nodig is, maar dis in die ring waar ek en jy ons roeping ontdek. Kan jy vandag besluit om die paviljoen te los en te sê, ek gaan veg vir my roeping, ek gaan veg vir dit waarvoor die Here my geroep het. Die tweede punt is die afrigter. Afrigter sien van die buitekant af. Hy sit net daar, buite daai ring. Hy sien die vyand se strategie. Hy sien die opponent met watter triks hulle kom. Sê iemand vir jou skree, harder, jy kan, moenie opgee nie, nog een keer.
Ons huis geniet ons nogals die UFC. Ek had ons altyd voor die televisie. Gaan daai kant toe, so, maak so. Verstaan? Daar is die afrigter se werk. Kom op 'n plek waar jou aanmoedig omdat hy kan sien wat die strategie is van die opponent. Wanneer daai klok lui, waartoe gaan die vegter na die afrigter toe. Verslukkie water, die handdoek, die omvou. Dis hy moenie opgee nie. Jy's beter. Ek weet. Jy kan. Gaan terug. Jy is nie klaar nie. Kan jy vandag die afrigter in hierdie boksgeveg sien as die Heilige Gees? Jou trooster, jou helper, jou leidsman, die een wat jou nie gaan los nie, maar die een wat presies weet hoe jou volgende hou moet lyk. Die een wat vir jou vrede gee in onsekerheid. Die een wat jou herinner aan wat Jesus gesê het toe hy op die aarde was. Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Johannes 14 vers 26. Maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy is daar om ons te help. Partykeer beweeg ek en jy in die gevaar van onafhanklikheid. Daai gedagtes van ek kan self, ek weet, ek is in hierdie geveg, ek weet presies wat om te doen, wat ons ore partykeer so oop is vir verkeerde dinge, want ek kan self. Daar genoeg gevegte gewen, het hulle almal oorwin. Die Heilige Gees kom vanoggend en hy raak ons harte aan om te sê hy is daar. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Moenie sy stem ignoreer nie. Gehoorsaamheid in hierdie tyd en in hierdie seisoen is so belangrik. Gehoorsaamheid is my en jou beskerming binne in hierdie ring. Hebreërs 5 vers 8. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. Alhoewel hy die seun was, het hy deur alles, al sy lyding, alles waardeur hy was, het hy geleer wat gehoorsaamheid is. En dan gaan dit verder en dit sê, en toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. Ek jou uitdaag om sensitief te wees vir daai stem. Of voel hy partykeer soms sag, soms ver. Het Jesus reeds 'n belofte gemaak dat hy die Heilige Gees vir my en jou agterlos. Ons trooster, ons helper, ons leidsman. Die een wat jou help wanneer jy dit nodig het. Hy ken daai opponent se strategie. En ek en jy kies vanoggend om nie te luister na vrees nie. Nie te luister na die skare nie, nie te luister na mense se opinies nie, sosiale druk nie, die wêreld se norme van hoe dit moet wees en hoe dit moet lyk nie. Maar kan ek en jy vandag kies en sê ek is in hierdie ring en ek is reg om te veg. Ek het die afrigter, die Heilige Gees wat my nooit sal los nie. Wat gestuur is om my te help. Kan jy gehoorsaam wees? En wanneer dit voel of hierdie stemme in die skare oorweldigend word. En ek jou vanoggend herinner dat die Heilige Gees vir jou sê, ek is hier, jy nie gelos nie. Jy kan dit doen. You've got what it takes. Moenie opgee nie. Daai tye wat dit so vasgevang voel, moenie opgee nie. Dit het jou geroep vir 'n tyd soos hierdie. Die derde punt, die skeieregter. Altyd in die ring, besig om reëls af te dwing. Ek het 'n paar skeieregters in my lewe. Iemand wat dalk beter kan blaas. Ons huis, gesin, is baie lief vir sport, maar ons is nie baie lief vir 'n skeieregter nie.
altyd 'n opinie. So ek kan vra, maar wat gebeur met hierdie skeieregter na die game, as dit so gaan? Hulle moet ook rooi kaarte kry vir 4 games uitwees, of whatever daai reëls mag wees. Die skeieregter is daar om reëls in plek te hou. Sodat geweld nie gaan sonder 'n rigting nie, krag nie gaan sonder waarheid nie. Krag kan nie net gaan nie. Daar moet 'n stel reëls wees, daar moet grense wees. Haal gou vir 'n oomblik daai skeieregter uit die boks uit, of uit die ring uit. Dit gaan chaos wees. Dit gaan nog absolute chaos wees. En dis presies wat met my en jou gebeur, wanneer ek en jy kies om nie die woord van God te lees nie. Ons wyk af van die standaard wat daar is. Skeieregter is nie daar om die game boring te maak nie. Die woord is daar ook nie daar om jou lewe boring en verveeld te maak nie. Dit is daar om jou te beskerm en jou te bewaar. Die woord sê vir ons, die woord was ons. Kan ek en jy toelaat dat ons in die woord van die Here inklim op 'n daaglikse basis? Dat ons toelaat dat ons onsself kan was met die woord, soos die skeieregter daai reëls afdwing. Kan jy en ek besef, ons kan nie buite die woord leef nie. Daar's 'n sekere standaard wat die Here wil hê, jy moet alles bereik wat jy nodig het. Hebreërs 4 vers 12 tot 13, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrig en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Die woord van God is lewend en kragtig. Dis nie 'n mooi aanhaling nie. Dis nie 'n mooi gedeelte vir 'n motiveringspraatjie nie. Dis lewensveranderlik. As jy inkoop en inlewe in daai woord, verhouding bou met die Here, dat jy hom op 'n persoonlike vlak kan ken, te weet, waar is die reëls? Waarin hy jou bewaar, beskerm, omvou, was. Sonder die woord verloor ek en jy rigting. Jy weet nie waarheen ons op pad is nie. Makliker om deur ons gevoelens, deur ons emosies, deur ons kultuur gelei te word. En dan wanneer ons kom op 'n plek wat ons sê, maar Here, ek kan nie meer nie. Waarop bou jy jou fondasie? Wat is jou fondasie? Die woord is nie wankelbaar nie. Die woord staan vas. Mag jy weet dat die woord jou bewaar. Die waarheid, net so sonder 'n skeieregter, verloor ek en jy koers. Standaard waarmee ek en jy lewens meet. Nie opinies nie, nie norme nie, ons eie logika wat baie keer vir ons sin maak nie. As ek en jy kies vanoggend om die woord van die Here te gehoorsaam, kan ons in sy beskerming lewe. Maar wanneer ek en jy kies om dit nie te doen nie, dan raak dit mekaar. Nie omdat God ons straf nie, maar omdat ons uit God se orde beweeg. En wanneer daar 'n orde van God is, kan goed in lyn wees. Maar baie keer vat ons wat vir ons werk, in tye wat dit moeilik voel, in tye wat dit voel ek wil my tasse pak en in 'n ander land gaan bly en niemand mag weet nie. En daai tye wat ons so voel, is nie afwyk van die woord nie. Ons moet nader getrek word, 'n honger en 'n dors hê vir meer. Psalm 119 vers 105, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. U woord is die lamp wat my die weg wys. Elke trap wat jy vat, elke tree wat jy gee, is die woord van die Here is 'n lamp vir jou voete.
wanneer dit donker is, wanneer dit voel jy is alleen. Sy woord is 'n lamp vir jou en my. Laat toe dat die woord jou rig. Nie self reëls maak nie. Reëls maak. Ek ken so vir Ruben, hy na Lona speel 'n speletjie, en dan is daar sekere reëls. En dan wanneer dit nie hom pas nie, dan verander hy die reël, sodat hy kan wen. En eventueel dan weet hy in elk geval nie meer wat die reëls is nie. Dit nie hoe ons baie keer werk nie. Verander die reëls in ons eie lewe, en dan, wanneer ons nie meer weet wat ek kan doen nie, dan vir ons Here, wat is die reëls? Hy wil jou nie in 'n boks sit nie. Hy het jou 'n vrye keuse gegee om lewe te lewe. Maar lewe in hom en deur hom, sodat jy beskermd is in 'n tyd soos hierdie. Vanmiddag vir Eckhart, hoeveel rondes is daar in 'n boksgeveg? Sê vir my 12. Terwyl ek bid vanoggend, dit so in my hart wat ek voel, 1 ronde vir elke maand van die jaar, klink dit goed? En is jy bereid om hom te veg? Ek deel hierdie woord vanoggend met julle, en ek weet, is iets wat so naby in my hart lê. Dit is iets wat die Here met my praat, dit is iets wat die Here in my hart gesit het. Want net soos van julle, struikel ek. Voel ek baie keer, Here, ek wil nie meer nie. Is dit nie makliker net om op te staan, op die bank te lê, te gaan werk, te eet, te slaap? En ek besef in my hart dat as ek en jy gaan kies om te veg wat baie keer nie vir ons lekker is nie, wat baie keer nie vir ons maklik is nie, hoe gaan ons 'n wêreld aanraak wat dit nodig het? As ek en jy besluit en kies, ons wil eerder op die bank lê en 'n pak chips eet, wat ook die makliker opsie is. Maar net soos wat hierdie woord my hart aanmoedig, wil ek jou aanmoedig vandag, te sê moenie stop nie. Moenie stop nie. Elke klein ding wat die vyand dink, hy gaan jou onderkry. Staan op. En dit kom my punt 4 is die opponent. Elke bokser, elke vegter, elke span het 'n teenstander. Hy wil jou tref. Hy wil jou laat struikel. Hy wil jou laat glo jy is nie goed genoeg nie. Geestelike vyand is so werklikheid. In 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter, wees wakker, julle vyand, die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof, en staan hom teen. Hy is strategies, hy is slim, hy wag vir daai oomblik, wanneer jy swak voel, wanneer jy moeg voel, wanneer jy op daai oomblik is om tou in te gooi, wag daai brullende leeu om jou te verslind. Die Here kom vanoggend en hy sê vir my en jou, wees nigter en wees waaksaam, wees wakker. Hy wil jou geloof kom steel, hy wil jou vrede vernietig, en hy wil jou identiteit laat wankel. So wat ek reeds vir julle gesê het, jy is meer as 'n oorwinnaar. Die vyand is reeds oorwin. Die kruis, waarop Jesus gesterf het vir my en jou, het daai finale hou geslaan. Jesus het nie net vir jou geveg nie, maar het vir jou gewen. The victory is yours, so het volgend gesing. Die beloning is joune. Jy kan, want jy het reeds gewen. Kolossense 2 vers 15. Dit kan ook nog op 'n ander manier gestel word. Jesus het die vyandige geestelike magte en kragte totaal verslaan. Hy het behoorlik bo hulle geloop. En hierdie geestelike magte kan nou net magteloos in kettinge voorstrompel, terwyl Jesus as die groot wenner vooruitstap. Kan jy vanoggend jou perspektief verander en sê, ek veg nie vir die oorwinning nie, ek het reeds die oorwinning behaal.
Nie toelaat dat die vyand jou kon intimideer nie, met sy geraas, die brul van 'n leeu. So kom Paulus vir ons sê in Efesiërs 6 vers 13, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Kan jy in hierdie ring staan vanoggend en sê, partykeer voel dit of ek wil uit, partykeer voel ek moeg, maar kan jy vanoggend weet, jy maak 'n besluit om in daai ring in te klim, met die wete dat jy 'n afrigter het, die Heilige Gees wat jou so naby aan hom hou, dat jy 'n skeieregter het, die woord van God wat die waarheid is, waarop jy jou fondasie kan bou, dat jy weet, trek jou volle wapenrusting aan, want wanneer daai opponent kom, dat jy kan staan. Nie wankelreg nie, maar dat jy kan staan. Moenie weghardloop uit vrees nie. Die leeu kan bly brul vir dae wat kom. Maar ek weet dat die leeu van Juda het reeds gewen. Daai leeu kan met sy brullende bril kom. As ek en jy gaan kies om te sê, die leeu van Juda het reeds vir my geveg, reeds vir my gewen. Ek het alles wat ek nodig het om hierdie geveg te veg. Maar gaan ek en jy kies om op te staan? Dis oukei om te val. Maar gaan ek en jy kies om op te staan? Gaan ek en jy kies dat die Here ons hand vat en sê ek los jou nooit alleen nie? Romeine 8 vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Dan gaan dit verder in vers 31. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Wie kan teen ons wees? En ek wil afsluit. Punt 1, die skare. Gaan jy kies? Punt 2, jou afrigter, jou nooit gaan los nie. Punt 3, skeieregter, die woord van God. Dat wanneer ons onsself belyn met die woord van God, dat daar rigting is, jy sal 'n doel sien, dat daar orde is. Romeine 8 vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Wanneer jy swak voel, wanneer dit baie keer vir jou voel, jy weet net nie hoe nie, kan jy weet vanoggend, dat die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat, en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie. Jy voel, sweet loop af, brand jou oë, kan nie lekker sien nie. En daar in jou stil kamer vra jy vir die Here, maar waar is U? Waar is U? Kom herinner hy ons, in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Die Heilige Gees het jou nie gelos nie. Hy wag angstig vir jou om te sê ja. Is in die ring saam met jou. God het jou geroep by jou naam. Het jou iemand gegee en saam met jou hierdie geveg veg. Soms is daai grootste oorwinning nie om harder te slaan nie, maar om te weet en om God toe te laat om daai finale hou te slaan. Jou rol, my rol, as ons vandag hier uitstap, wil ek jou aanmoedig is om vas te staan, nie te vlug nie. Hou aan glo, want mag geloof jou asem wees in hierdie ring. Luister na jou afrigter. Al praat hy soms sag, maar hy praat so duidelik. Nou jou oop Jesus, hy is jou bron van krag.
Jy het vanoggend 'n keuse om te sê, ek gaan in die skare bly en kyk hoe ander veg. Of jy kan vir my sê, Ansel, ek ken nie hierdie Jesus nie, maar ek kies vandag om my plek in hierdie ring in te neem, vasgeanker in God se woord, die behoefte om gelei te word deur die Heilige Gees, te beskerm deur die wapenrusting van geloof, en 'n sekerheid in my hart dat die Here saam met my veg. Laat ek jou vra om jou oë op hierdie oomblik toe te maak. En as jy vir my sê, Ansel, ek het nog nooit die Here aangeneem as my verlosser en saligmaker nie, maar ek wil saam met hom in hierdie ring veg, maak nie saak wat dit kos nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Jy nie vir my net jou hand opsteek en laat sak nie. Jy sê, ek ken nie Jesus nie. Nie vir my hand opsteek. Hy roep jou vanoggend op jou naam. Kan ons as kerkfamilie saam met hulle bid. Dankie Jesus, dat ek vandag kan kies om U deel van my lewe te maak. Ek gee vandag alles oor in U hande. En dankie dat ek weet die my skoon was soos sneeu. En dankie dat my naam nou in die boek van die ewige lewe geskryf is. In Jesus naam. Amen. Kan ons